Onder die kruis van Jesus ons Messias, sien ons eie hart en bid ons in hierdie week, dat ons hom nie verby sal gaan in alles wat ons lewe in beslag neem nie. Dat ons hom nie alleen sal laat in die bloed en trane verander nie. Dat ons hom nie sal verloon deur alleen vir onsself te leef nie. Dat ons hom nie sal verraai in ons begeerte na materiële besit nie. Dat ons hom nie sal kruisig met ons gebrek aan ontferming nie. Omdat hy die nag van die wêreld op hom geneem het, is dit in sy naam dat ons bid. Kyrie eleison, Heer, ontferm nie. Gemeente, die Heilige God ontferming oor jou. Amen. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep dags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou.
U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons is vandag so dankbaar dat ons as geloofsfamilie op hierdie besondere dag in U teenwoordigheid by mekaar kan wees. Wat 'n absolute voorreg is dit dat ons saam met miljoene Christene oor die afgelope 2000 jaar hierdie gebeurtenis kan herdenk en opnuut daardeur geraak word. Here, ons bid dat ons nie net na die kruis sal kyk nie, maar dat ons sal sien, dat ons die lyding sien, dat ons die liefde sien, en dat ons sien hoe die Seun van God, die Skepper van hemel en aarde, sy lewe vir die mensdom gegee het. Here, raak ons harte aan met die pyn van die kruis, maar ook met die vrede wat dit bring. Waar ons harte verhard is, breek dit oop. Waar ons geloof flou is, wek dit weer tot lewe. Heilige Gees, maak hierdie oomblik vol van U teenwoordigheid. Heilig ons aanbidding, heilig ons stilte, heilig ons herinnering aan die Seun wat vir ons gesterf het. Amen. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde, saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde, ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is ons die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die Seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding
het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Die vier van die Paasfees was vir die Jode die herdenking van die uittog uit Egipte, waarvan ons lees in Exodus 5 tot 15. En deel van hierdie vertelling was die gebeure rondom die 10 plaag. En ons almal weet, die laaste plaag was die dood van die eerstgeborene kinders en al die diere. Elke Israelitiese gesin moes 'n jaar oud manlike lammetjie sonder enige liggaamsgebrek gevat het en hom geslag het en die bloed daarvan aan die deurbesyne smeer, sodat die engel van die dood by hulle sou verbygaan. Ons lees in 1 Korintiërs 5 vers 7 dat Christus as paaslam vir ons geslag is. So is ons deur die bloed van Christus gered, soos wat die eerstgeborenes van die Israeliete ook deur die bloed van die lam wat hulle geslag het gered is. Christus, wat die paaslam sonder enige liggaamsgebrek is, sondeloos, volmaak, is op die regte tyd volgens God se wil aarde toe gestuur om ons ook van slawerny te bevry. In die Exodus verhaal moes die Israeliete nie net die lammetjie geslag het en die bloed daarvan aan die deurbesyne gesmeer het nie. Hulle moes dit ook geëet het. En so versterk die verlossing wat Christus gebring het, ons ook, en ontvang ons dit ook so, en neem ons dit ook in. Die verlossing wat Christus gebring het. Dit is waarvan ons lees in Matteus 27. Jesus se kruisiging wat ons verlossing bewerkstellig het. Maar as die vraag aan ons gestel word, waarvan het Christus jou verlos? Of wat beteken die feit dat Jesus aan 'n kruis vir jou gesterf het? Wat sal ons antwoord wees? Sal dit iets wees soos hy het ons van ons sonde kom verlos, of hy het ons skuld vir ons kom betaal? En dit is nie verkeerd as dit ons antwoorde is nie, maar stop dit daar. Beteken Jesus se kruisiging vir ons niks meer as, ek wil amper sê, generiese rugby antwoorde nie. Ken ons die verhaal van Jesus se kruisiging nou ons so goed, dat ons glad nie meer daaroor dink nie, dat ons eintlik nie meer daardeur geraak word soos wat ons moet nie. Ons aanvaar maar net, ons weet waaroor dit gaan, want ons weet ons waaroor dit gaan. En dit is glad nie my doel vandag om op Goeie Vrydag hard te preek of enige iemand sleg of skuldig te laat voel nie. Maar dit is wel my doel dat ons almal net weer dink oor die kruisiging van Jesus. Nie net oor die gebeure rondom die kruis nie, wie was daar, wie was nie daar nie, hoe lank was dit donker, wanneer het dit donker geword, hoe lank was Jesus aan die kruis, maar oor die implikasies van die kruis, oor die implikasies van die kruis in jou lewe. Waarvan is jy verlos? Wat beteken die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het vir jou? Hoe kan ons op ander maniere oor die kruis van Jesus begin dink? En om die vraag te vra, waarvan het Christus jou verlos, is eintlik 'n baie persoonlike een. En daarom gaan ek glad eers probeer om nou daardie vraag te beantwoord nie. Dit is iets wat ons elkeen in ons eie persoonlike stilte tyd met die Here moet gaan praat en dit by hom gaan neerlê. Maar ek moedig julle regtig aan om doelbewus tyd te gaan vat en daaroor te gaan dink. Waarvan is jy verlos? En dis my gebed dat ons elkeen sal besef dat
die kruis van Jesus baie meer behels en baie meer impliseer as net die feit dat ons nie vir ons sonde hoef te betaal nie. Die kruis van Jesus is baie meer as 'n blote transaksie. Om volgelinge van Jesus te wees, beteken dat ons op ander maniere na die wêreld kyk, op ander maniere oor die lewe dink. Ons denkwyse word aanhoudend deur die Gees vernuwe en ek dink nie ons sal ooit op 'n plek kom waar ons dit sal kan bekostig om te sê, ek is nou klaar oor die lewe gedink nie, ek het dit nou uitgewerk nie. Maar ons moet onsself nie net uitdaag om anders oor die lewe in die algemeen te dink nie, maar ook om anders oor ons geloof te dink. En daarom wil ek vandag 'n paar gedagtes met julle deel oor die betekenis van die kruis van Jesus. Met die hoop dat ons bietjie verby ons oorbekende assosiasies met die kruis van Jesus kan beweeg. En weer eens wil ek dit net baie duidelik maak dat hierdie oorbekende assosiasies waarna ek nou verwys glad nie verkeerd is nie, want dit is so dat Jesus ons van ons sonde verlos het. Dit is so dat hy ons skuld kon betaal het. Maar vir baie van ons stop dit net daar, en dit is nie al waar dit stop nie. Daar is soveel meer. Het jy al ooit gevoel asof niemand die pyn wat jy voel ooit sal kan verstaan nie? Asof dit wat jy op hierdie oomblik ervaar of ergens al in jou lewe ervaar het, die ergste ding is wat met een persoon kan gebeur. Wat sal deur jou kop gaan wanneer jy besef dat daar iemand is wat hierdie presiese selfde pyn 'n miljoen keer erger beleef het? Baie lank voordat jy nog gebore was. Die kruis is 'n teken van God se onlosmaaklike betrokkenheid by ons pyn en lyding, waardeur ons gaan, wat vir ons voel asof dit die ergste ding moontlik is om een mens oor te kom. Baie mense verstaan die kruisiging van Jesus as iets wat moes gebeur sodat ons eendag maklik in die hemel kan kom. Maar hulle mis die punt dat die kruis iets is wat moes gebeur sodat ons nou al in hierdie lewe, in hierdie gebroke wêreld waarbinne ons onsself bevind, te midde al die slegte goed rondom ons, 'n lewe vir Christus kan leef. Dit is nie 'n geval van ons wat wag om eendag hemel toe te gaan nie. Dit is 'n geval van ons wat moet besef dat God die enig nou al in hierdie lewe in ons lewens betrokke is. Die kruis van Jesus is nie net 'n troos wat eendag in die toekoms ons hartseer en ons pyn en ons lyding gaan wegvat nie. Die kruis is 'n troos wat nou al vir ons vrede bring. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie net ongelooflike fisiese pyn ervaar nie, maar hy het God verlatenheid ervaar. En dit wat Jesus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dat hy op die absolute en die totale verwerping wat Jesus ervaar het. Maar dit was in hierdie einste besonderse oomblik waar God die mees teenwoordigste was in die pyn. Hier sien ons iets van die misterie van God se absolute en totale afwesigheid, maar ook sy aktiefste teenwoordigheid op presies dieselfde tyd. Ons lees op klomp plekke in die Bybel waar God tree. Ons lees in Jeremia waar God getree het oor die verwoesting van sy volk. En in hierdie spesifieke geval in Jeremia kry ons 'n beeld van God wat eintlik as kwesbaar uitgebeeld word. En dit is glad nie die konvensionele beeld wat ons ooit van God het nie, veral nie in die Ou Testament nie. Maar dit verander niks aan die feit dat dit is hoe die mense God ervaar het nie. Laat jy jouself ooit toe om God as 'n God van emosie te sien. Besef jy dat wanneer jy deur jou moeilikste en jou swaarste tye gaan, Jesus jou hart vashou en empatie met jou het,
omdat hy beter as enigiemand anders weet waarheen hy gaan. Omdat die ergste ding moontlik om een mens oor te kom met homself gebeur het. En dit is eintlik een groot paradoks wat ons hier aantref. Omdat die Godverlatenheid wat Jesus ervaar het, die moeilikste ding ooit, maar ook die grootste liefdesdaad ooit was, omdat hy dit in ons plek verdra het. Nog 'n algemene aanname wat mense maak, wat ek al agtergekom het en waaraan ek ook self skuldig is dat die kruis van Jesus iets is wat gebeur het waarin ons net passief deelneem. Ja, die kruis is iets wat ons bewonder, maar die kruis vra nie net bewondering nie. Dit vra ook reaksie. Wat daar op Golgotha gebeur het, was 100% sonder twyfel uit genade gedoen vir die hele mensdom. Maar ons ontvang dit eers ten volle wanneer ons ook aktief daaraan deelneem. In Matteus 16 vers 24 tot 25 lees ons: Toe het Jesus vir sy disippels gesê: As iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Daar is 3 dinge wat ons moet doen. Ons moet onsself verloon. Met ander woorde, ons moet onsself leegmaak van onsself. Ons moet ons kruis opneem en ons moet Jesus volg. En Jesus se kruisiging gee nie net vir ons die opdrag om onsself te verloon, ons kruis op te neem en hom te volg nie. Maar dit stel ons ook in staat om dit ten volle te kan doen. Om ons kruis op te neem en Jesus te volg, beteken dat ons in absolute gehoorsaamheid aan God en absolute afhanklikheid van God moet leef. Ons wil moet buig voor die wil van God. Is ons altyd bereid om werklik te doen wat ons sê ons sal doen? Om ons kruis op te neem beteken om elke dag slegs vanuit selfopofferende liefde te leef. In Matteus 26 vers 35 lees ons hoe dat Petrus met baie selfvertroue vir Jesus gesê het: Ek sal self saam met u sterf, maar ek sal u nooit verloon nie. Kort daarna het Petrus vir Jesus verloon. Petrus het met sy mond gesê dat hy bereid is om sy lewe vir Jesus af te lê. Maar toe hy net ja moes antwoord, toe die dienswyser vir hom gevra het of hy vir Jesus ken, toe kon hy dit nie eers doen nie. Hy sê nog minder sy lewe vir Jesus kon aflê. Om ons kruis op te neem, beteken nie noodwendig dat ons vir Jesus moet doodgaan nie. Dit beteken wel dat ons vir hom moet lewe. En wanneer Jesus die woorde sê, neem jou kruis op en volg my, verwys hy na 'n pad wat hy self gestap het. Hy het ook sy eie kruis gedra, in die letterlike en in die figuurlike sin daarvan. En dit bring ons by die vorige gedagte van dat Jesus so betrokke is by ons pyn en lyding, en dit so goed ken, eintlik beter as wat ons soms self wil erken. Hierdie anonieme aanhaling omskryf dit vir my baie mooi. The cross of Jesus is not just a burden he bore, it is the power he sheds. We pick up our cross not because out of guilt, but because we have been loved that deeply. Daar is klomp enkele woorde wat ons kan gebruik om die kruisiging en die dood van Jesus te beskryf. Maar een wat ek vandag wil uitlig is ironies. Hoe ironies is dit nie dat die lam sonder enige liggaamsgebrek geslag is? Jesus, wat sondeloos was, wat volmaak is, moes 'n wrede dood sterf. Hoe ironies is dit nie dat die wat hom gekruisig het, nie besef het dat sy kruisiging deel is
van sy verheerliking as die Seun van God nie. Die kruisdood was veronderstel om 'n vernederende, pynlike, stadige dood te verseker. Maar dit was aan hierdie vervloekte kruis dat Jesus die dood oorwin het. Dit was aan die kruis waar Jesus nog steeds regeer. Soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, so is die Seun van die mens verhoog, sodat almal wat aan hom glo, die ewige lewe sal hê. Wanneer iemand gekruisig was, kon hulle vir dae lank aan die kruis gehang het, voordat hulle uiteindelik gesterf het. Maar Jesus het slegs na 6 ure self sy laaste asem uitgeblaas en gesterf. Al het dit vir niemand so gelyk nie, was hy die hele tyd in beheer van sy omstandighede. Dit is ironies dat die aanklag wat teen Jesus gebring is, dat hy sê hy die koning van die Jode is. Hulle spot hom wanneer hulle sê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan baie in hom het. Hy het immers gesê, hy is die Seun van God. Hulle spot Jesus, almal rondom hom. Selfs die 2 rowers wat saam met hom gekruisig is, maak snedige en sarkastiese opmerkings. Min weet hulle dat dit wat hulle sê, die waarheid is. Hulle spot Jesus met die waarheid. Jesus is wel nie net die koning van die Jode nie, maar die koning van die heelal. Hulle besef dit net nog nie. Jesus het vir hulle ook gesterf, maar hulle besef dit ook nog nie. Ons gaan nou ook saam nagmaal gebruik. En die nagmaal was nooit bedoel om net 'n formaliteit te wees wat binne die kerk plaasvind en geen invloed op ons lewens buite die kerk te hê nie. Deur die nagmaal nooi God ons in sy heiligheid in, terwyl hy self nederig afdaal om in ons brose menswees teenwoordig te wees. Die brood en die wyn is tekens van Jesus se liggaam en bloed wat gebreek is en wat gevloei het en ons pyn en lyding gevoel het lank voordat ons dit gevoel het. Daarom is die brood en die wyn ook tekens daarvan dat hy vandag nog steeds saam met ons pyn en lyding saam met ons voel. Die brood en die wyn is tekens van Jesus se liggaam en bloed wat gebreek is en wat gevloei het, nadat hy sy kruis Golgotha toe gedra het. Daarom is die brood en die wyn vandag ook nog tekens daarvan dat ons die opdrag gekry het om ons kruis op te neem en hom te volg. En dit is ook tekens daarvan dat ons daardeur in staat gestel word om dit te kan doen. Die brood en die wyn is tekens van Jesus se liggaam en bloed wat gebreek is en wat gevloei het toe hy aan die kruis vasgenaal is en verheerlik is. Nie net as koning van die Jode nie, maar as koning van die heelal. Daarom is die brood en die wyn tekens daarvan dat ons saam met Christus verheerlik is. Gaan dink weer oor die kruis van Jesus. Deur die kruis dra Jesus saam aan ons pyn en ons lyding. Deur die kruis word ons in staat gestel om ons kruis op te neem. En deur die kruis word ons saam met Christus verheerlik. Laat ons dan in stilte buig voor die kruis. Laat ons harte oopmaak vir die een wat alles gegee het. Hier is genade. Hier is liefde. Hier is Jesus. Amen.
Goeiemôre ook van my kant af. Vra dat jy asseblief na vore toe sien. Enige iemand wat graag met die beker bedien wil. Hoor buiten die wat nou die tekens uitgeleid het is vir iemand wat oorgeslaan is met die brood op die pijn.
Die aand voor Jesus se kruisiging, toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: Ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy die beker, spreek die dankgebed uit en sê: Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is my nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Here Jesus Christus, vandag staan ons stil by die kruis. Die plek van pyn, maar ook van oorwinning. U het gekom as die lam van God, sonder sonde, tog vir ons sondes gekruisig. Ons harte is stil voor u, ons oë op u gerig, getref deur die liefde wat u aan die kruis getoon het. U lyding bring vir ons verlossing, u sterwe bring vir ons lewe. Dankie Here, dat u nie die beker van lyding verby laat gaan het. Dankie dat u tot die einde toe volhard het. Dankie dat u ons sonde op u geneem het, sodat ons nou kinders van God genoem kan word. Laat die waarheid van die kruis diep in ons harte insink. Mag dit ons verander, mag dit ons nederig maak en mag dit ons dryf om in liefde en gehoorsaamheid te leef. Here, die kruisverhaal is nie vir ons onbekend nie. Dit is nie 'n verhaal wat ons vandag vir die eerste keer gehoor het nie. Inteendeel, dit is een van die gedeeltes in die Bybel wat ons seker die beste ken. En daarom is dit so maklik om verby die diepte daarvan te kyk. Dit is so maklik om Paasfees te hou, maar nie werklik te onthou hoekom dit enigstens 'n gebruik in ons Christelike tradisie is nie. Dit is so maklik om te vergeet hoe die kruisdood direk tot elkeen van ons op 'n persoonlike manier spreek. Here, ons bely dat ons nie altyd besef wat u kruisdood vir ons beteken nie. Ons bid dat u ons sal help en ons sal lei om op 'n meer bewuste manier die kruis te verstaan. Ons bid dat ons sal besef dat die kruisiging van Jesus beteken dat u saam met ons pyn voel. Dat ons deur die kruisdood van Jesus in staat is om ook ons kruis op te neem en u te volg. En dat ons ook sal besef dat die kruisiging deel was van u verheerliking as die koning oor die hele aarde, oor die hele heelal. Here Jesus, dankie dat u vir ons tekens gegee het, die brood en die wyn, om weer daaraan herinner te word en om
daardeur deel te kan word van U heerlikheid. Mag dit wat ons vandag en deur hierdie hele lydenstyd gehoor het, deel wees van ons hele lewe. Want ons wil altyd met ons hele lewe U aanbid en U koninkryk ophou. Ons loof U, gekruisigde Here. Amen. ontvang nou die seën van die Here. Mag die God wat homself nie te goddelik beskou het om mens te word nie, wat homself nie te hoog beskou het om verneder te word nie,
wat homself nie te glansend beskou het vir ons duisternis nie, en wat homself nie te regverdig beskou het vir ons nood nie. Ons help om te verstaan hoe ver sy liefde vir ons strek, ons verwonderd maak oor sy gesindheid teenoor ons, en dieselfde gesindheid in ons laat groei. Amen.